Hi almal, dis Kobus. Ek wil graag hierdie getuienis met julle kom deel. In middel laasweek bespreek ons akkommodasie by 'n welbekende online website vir die Vrydag aand. Een van my vriende het gaan bare knuckle boxing doen daar in Midrand. En die geld is betaal en ons ry deur in hierdie chaos van die G20 en ek amper 4 ure gery van waar ek bly tot in Midrand wat eintlik 'n uur moes wees. En ons kom eventually daar en ek sien maar hierdie plek wat ons geboek het, dit lyk nie dieselfde soos wat dit op die foto's is nie. Dit lyk soos 'n residensiële estate. En waar dit op die website het gelyk soos 'n hotel. En ek bel die nommer wat hulle vir ons gegee het en dit gaan oor na 'n antwoordmasjien. En ek sê toe vir my kinders, eers ek weet nie, iets is nie lekker hier nie. Ek sê vir my twee seuns, kom ons gaan eet iets en dan sal ons dit uitsort. Ek bel weer na die nommer toe en die volgende oomblik is ek geblok. Toe weet ek is gescam. Ek stuur toe 'n WhatsApp na die nommer toe en ek sê vir hulle, you made a big mistake to steal from a man of God. En die volgende oomblik hier bel 'n vrou my. Ja, maar hoekom dreig ons hulle nou en lang storie kort, ek sê vir hulle, listen, I want my money back. Ek sê, why is it that you guys block me? En eventually sit ek toe na die foon neer en hier stuur iemand anderste, 'n man vir my 'n WhatsApp en hy sê nee, hy is nou in beheer van dit is sy plek en ons het nie opgedaag nie en kom met allerhande leuns. En ek sê toe vir hom, luister, weet jy wie is my God? Ek stuur vir my voice note, ek sê, do you know who is my God? He's the King of Kings, he's the Lord of Lords. And in the name of Jesus Christ, you will give my money back. Otherwise, bear the consequences. Dan moet jy maar nou maar die gevolge dra. Want ek gaan nie toelaat dat jy by my kom steel nie. En bietjie arrogant geraak en so aan. En ek het dit toe nou daar gelos. En ek het gebid op my eie en ek sê toe, Here, ek kom vergewe hierdie mense, ek spreek hulle vry. Ek was teleurgesteld oor wat gebeur het, maar ek seën hulle. Soos wat die woord van God sê. Seën jou vyande, moet hulle nie vervloek nie. En ons los het toe daar 'n plan gemaak vir 'n ander blyplek. En baie interessant, ek sê gister vir my vrou, hoor hierso, het jy nou al 'n klagte gelê op die website oor hierdie mense? Want ek meen, dit help nie ons los het nie. Hulle gaan nog ander mense ook scam. En sy sê vir my, baie interessant, ek het op die website gegaan, en waar ons payment details ensovoort is, staan daar refund in process. Ek sê vir ek lag, ek sê, wat gaan hier aan? En weet julle wat? Vanoggend toe klok hy geld in my rekening aan. Die vyand het gedink, hy gaan by my kom steel. En ek het autoriteit gevat in die naam van Jesus Christus, en ek het vir daai man gesê, jy maak 'n groot fout om by my te kom steel. So, wat ons toe nou sien, is dat hulle die Saterdagoggend, toe het hulle die geld vinnig gerefund, het hy dit gerefund. So wat deur die nag gebeur het, of op 'n fisiese vlak, of op 'n geestelike vlak, weet ek nie. Maar daar moes iets gebeur het. Hy moes gesien het, wie is die koning van die konings? Jesus Christus. Hoe wonderlik is dit om te weet, dat ons koning Jesus Christus, help ons ook met die klein dingetjies. En dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor die feit, dat daar by my gesteel probeer word het. En onmiddellik het ek dit gestop, ek het dit afgesny, in die naam van Jesus. Sou ek hulle vervloek het, glo ek met 100% sekerheid in my hart, daar sou niks gebeur het nie. Maar God het opgestaan vir my, vir sy kind, vir regverdigheid en vir geregtigheid. En daar is die geld terug in my rekening. Hoe awesome is ons God. Amazing. Alle eer aan Jesus Christus. Mense, seën vir julle.